Radio Fynbos luisteraars, dit is dan nou 11 uur op 'n Woensdag en ons is in ons program Ons Gesels oor Alles en Nog Wat. So nou het ek vir Veronica hier aan die oorkant van my en ek dink ons het die memo vanoggend van groen. Ja, dit lyk so die groen van Kersfees as om in draai en groen. Think green. Daar's sy. Welkom Veronica, wil jy sommer vir die luisteraars sê ook baie welkom van julle kant af? Ja, welkom luisteraars by Radio Fynbos hier uit Stilbaai. En ja, Leonie, ons moet seker om verskoning vra want die meneer is nie hier vandag nie, maar ons word mooi na geluister terwyl daar gewerk, eintlik veronderstel is om gewerk te word, was ek vanoggend gesê, onthou ek gaan vir julle luister. So verskoning van Jackie, werk wat sê hulle plig voor plesier, maar hy is met ons en hy het ook boodskappe hier so neergesit en allerhande goedjies. So welkom luisteraars. En waaroor gesels ons vanoggend grootendeels, Veronica? Nou ja, ons eintlike ding is oor alles en wat, maar ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor die verskil, en ek moet by sê, nie in alle gevalle nie, die verskil tussen man en vrou, of mans en vrouens. Nou, luisteraars, ek wil net hê julle moet baie mooi hoor, dat ons besef, dat dit nie in alle gevalle so is. Nie alle mans verskil heeltemal van vrouens nie. En natuurlijk andersins ook. So ja, ons gaan 'n bietjie gesels, wat hoor, as jy iets sê, wat hoor hy, en die reaksie is nie altyd wat jy wil hê nie, ensovoorts, ensovoorts. So julle kan lekker saam lag, of julle kan saam frons, elkeen het sy reg om sy opinie te kan hê, soos wat dit is, en sy insette te kan lewer. Maar ons begin dan nou by die damme, en dan ook wat die vlakke van die damme dan nou is, nê. So ons is by die damme, dink ek, by Duivenhokes is 56,6%, en dan is dit 68%, en die Korentepoortdam 57,1, wat die vlakke dan nou is. En dan dink ek, moet ons sommer terwyl ons praat oor die damme, wat ons sommer aanskuif na die waterbeperkings toe, Veronica. Ja, ongelukkig, en ek dink ons het dit verwag. En weer eens, dis nie omdat die vakansiegangers hier is nie, ons kry minder reën nou, en baie gaan sê, ja, nou drink almal ons water uit, dit is nie waaroor dit gaan nie. Ons soos almal weet, ons kort reën. Straatnommers met, as jy in 'n huis woon met 'n straatnommer met 'n gelyke getal, met ander woorde 10, byvoorbeeld, dan is dit maandag en donderdag, tussen 5 en 6. En as jy in 'n ongelyke huisnommer bly, met ander woorde nommer 37, byvoorbeeld, dan is dit Dinsdag en Vrydag tussen 5 en 6. So elke keer is dit tussen 5 en 6, maar op verskillende dae, verskillende huisnommers. En ook dat julle nie, asseblief, julle karre moet was met water hier nie, in julle erf nie, of julle karavane nie. So kom ons werk net almal saam, ons vertrou dit gaan net 'n rukkie wees, en dan gaan die Here ons weer met groot genade vir ons reën gee. So, terwyl jy so klaar, begin jy bid, en dan sal die Here vir ons reën gee. So, ja, ons het nie net verniet groen aan nie, ek dink almal het die naweek wat verby is groen aangehad. Ja, baie geluk aan die bokke, met die massiewe oorwinning. Hulle het al in die wedstryde oor see gewen. En baie mense reken dat hierdie die beste bokgroep ooit is. Jammer vir Eben se rooi kaart. So ons het beslis nie rooi aan vandag nie. Maar ja, jammer Eben vir daai rooi kaart, maar ek weet nou nie, Jackie is nou nie hier om vir ons te vertel nie, maar het hy hom verdien of het hy hom nie verdien? So ons kan sê, I can see clearly now, dit is wat ons maar kan sê. Ja, ek weet nie, kyk, ek moet nou vir my stil hou agter rugby, maar partymal dink ek soek iemand te pak sla. So ek weet nou nie wat om veel van dit te sê nie. Nee, ons sal wel kan Jackie vir ons volgende keer meer sê. Wat hy ons die feite gee, maar ja, ons het rugby gekyk en
Jo, daai 1-3 was vir my nogal iets gewees wat hom so oor die lyn geskram het. Ek moet vir jou sê, ek was nogal mighty opgewonde vir daai een, hoor. Ek moet vir jou sê, ons was by 'n geleentheid in die dorp gewees, of buite die dorp, en toe ek sien hulle wen so ver, toe dink ek, ag, ek gaan nou nie meer verder kyk nie. So ek is skuldig, jammer julle, maar ek is ook bly oor die telling, die eindtelling. Ja, dan die Blitsbokke, hulle moes hierdie keer tevrede wees met 5de plek, terwyl hulle in Dubai gespeel het, met die Sevens, en hulle kom net nie by hulle vorige goeie spelpyl nie. So, Blitsbokke, julle sal moet bietjie sokkies optrek en bietjie kyk wat maak die bokke, en kyk of julle kan bykom daar. Daar sien, as die kat weg is, neem die muise oor. Nou, ek wil net 'n spelfout daar regmaak, muise met nie moise nie, maar M-E-I-S-E, die muise neem oor. Nou, vandag, hoekom verstaan mans en vrouens mekaar soms net byna? So, dis nie dat hulle mekaar nie verstaan nie, maar byna. Ja, dan kom ons kyk 'n bietjie hoe ongelooflik vroue is, en hoe mans soms dink hulle is nog meer ongelooflik. Nou hier van Radio Fynbos af lag ons saam, en ons lag nie vir mekaar nie. Ons lag met mekaar, maar nie vir mekaar nie. Feite is snaaksheid, en 'n bietjie waarheid wat beide kante laat sê, o, is dit hoekom? Ja. Maar ja, ons gaan nou feite wat eintlik snaaks is. Studies wys, mans onderskat hoe lank vroue se take neem. Nou, hulle onderskat dit met 300%. Leonie, dis baie hoor. Leonie is chipsel, want haar man luister seker. Nee, hy mag luister, maar partymal dink ek is dit so 500%. Ek dink dit is 'n bietjie onderskat. Ja, ek dink nie, beide kante dink ek nie, ons besef altyd regtig wat is die input van die ander een nie. Dis waar. Maar dat ons nou maar feite by feite sit, ons vrouens kan seker dinge doen op een slag, so gelyk ons als kan doen. So mans hoor in 'n laer frekwensie beter, en vroue hoor. Geen wonder mans mis hierdie woordjie, hoor jy my nie? Nou, ons gaan dan na die hemisfeer toe. Dit is die brein se 2 helftes. Nou ja, ek dink meeste van ons weet daarom ons het 'n linker en 'n regter brein, en nie 2 breine nie, of hoe werk dit nou? Ja, jou brein het 2 hemisfere. So kom ons gesels 'n bietjie hieroor. Het jy geweet, 'n man se brein is gemiddeld groter, maar 'n vrou se verbindings tussen hierdie linker en regter brein is sterker. Die linkerkant, dis nou die rekenmeester, hy hou van logika, taal en lysies, of sy dan nou. Ja. Die regterkant is die kunstenaar, hou van musiek, emosie en kreatiewe chaos. En die 2 praat heeltyd met mekaar, wanneer hulle nie stry oor wie in beheer is nie. Wonderlik. Kyk, die brein is iets wat ek het 'n boek begin lees oor die brein, maar weet jy wat, jy kan net 1 of 2 bladsye lees. Dan sit ek hom eers neer, en ek het nou nog nie daai boek halfpad gelees. Want dit is so ongelooflik hoe die brein werk. En hoe klein persentasie ons mag gebruik, en hoeveel ons kan eintlik gebruik. Dis reg. As ons net bietjie flikser is met die denke. Dis korrek. Nou, dis hoekom die vrou kan luister, kos maak, dink aan môre se kospakkies vir die kinders, konserte vir die kinders wat gereël moet word, kinders moet gaan om te gaan oefen, sport, en nog steeds jou sê, jy het die vleis vergeet, of vergeet om my asblik uit te vat. Ja. Nee, Leonie, dit alles van die vrou se gesondheid. OK, dinge wat mans en baie vroue natuurlik nie weet nie. So vroue se pyn word gemiddeld 30% minder ernstig opgeneem in hospitale. Mans dink hulle kan kyk en hulle kan luister gelyktydig, maar navorsing wys iets anders. Mans praat minder woorde per dag, maar hulle gee langer antwoorde op oplossings.
Vroue se hartaanval simptome lyk anders en die meeste mans en ek dink vrouens weet dit ook nie. Nee, hulle weet dit nie, dis korrek. Ek het nogal gewonder, baie keer sal jy hoor iemand sê, ek het sommer hartaanval kry, dis net 'n manier van praat. Ja. Nou, daai gaan definitief nie ernstig opgeneem word. Ja, definitief. En nou die vrou en die man se mind map. Hoekom dink ons anders? Kommunikasiekrisis. Hy sê X en sy hoor Y. Mans en emosies. Groter misterie as wat 'n mens kan dink. So, ons gaan nie uitbrei op daai ene nie. Hoekom argumenteer mans en vrouens anders? En dan byvoorbeeld die liefde. Hoekom ons so verskillend wys dat ons omgee? Luisteraars, ek wil net weer eens sê, hierdie is gebaseer nie op elke man en elke vrou nie. Dit is 'n algemene opsomming en navorsing wat ons gedoen het. So, as jy nou daar langs jou man sit met 'n koppie koffie of 'n glasie rooiwyn of wat ook al jy in jou hand het of 'n glas water, moenie hom nou met 'n vuist in die arm stamp en andersom nie. Hierdie is regtig 'n bietjie navorsing wat ons gedoen het oor die algemeen. So, waar is ons nou? Ek dink ons gaan nou by multitask aan, want ons gaan Never van Shirley Bassey gaan ons op die eind van ons program speel. Okay, dan sê. So ons multitask. Wie multitask dan nou beter? Sê ons wat antwoord nie, dis wetenskap wat antwoord. Neurologies verdeel mense in serial tasking. Een ding op 'n slag. En hulle switch tasking. Vinnige skakels. Vroue val gemiddeld meer in switch tasking, mans meer in serial tasking. Studies wys, almal doen eintlik swakker as hulle multitask, maar sommige kan dit beter vol. Nou ja, tong in die kies. Mans dink al multitask as hulle tussen 2 braaivleisworsies se posisies skakel. Nou daai is 'n mooi. Ai mans, julle kan weet jy wat, hulle kan nog omdraai en iets sien en die glas ook gooi. So Ja. dit is eintlik multitask dan, Nee, dat hulle is heel alright, hoor. Hy sê, sy sê. Hy sê ek multitask net nie. En sy sê, jy multitask nie, maar ek moet. Ek het nie 'n keuse nie. Nou, vroue se brein verbind die hemisfere gemiddeld sterker. Mans se brein verbind voor en agter sterker. Geen beter brein nie, net verskillende spoedpaaie. So ons doen min of meer dieselfde goed, ons doen dit net vinniger as hulle, né? Karen, fokus. Ek gooi vir jou nie voor die bus, so Gerard, ek wil nie luister. Verskille in aandagstyle tussen mans en vroue. Nie wie beter is nie, maar wie anders is. Ek bedoel, lankal weet ons die storie, mans is van Mars en vroue is van Venus, so dit is nie, dis nou nie iets wat vreemd is nie, en regtig ons verskil, en ek dink ons moet dit ook embrace, genade. Maar ek moet 'n bietjie 'n steek hier in Kry- kry. Is kry- Venus nie daai helder ster wat almal eers te sien nie? Daar sy, net so, net so. Hulle kry in die natuur die voordeel, Ja, so ons kan nou maar vir Venus wen in die lugruim. daar Daar is sy. reg. So ja, ons gesels is bietjie humor. Mans, ek kan nie nou praat nie want ek kry. Vroue, ek maak kos, antwoord 'n boodskap en ek let op die nuus. Onthou die verjaarsdae. En o ja, ek hoor jou. So ons is bietjie by die badkamerstryd. Dis reg. 17 bottels teenoor 2. Nou die kernfokus, verskillende doelwitte. Die mans voel, dis 'n funksie. Dit maak my skoon. Dit is hoekom ek die 2 bottels in die stort het. Vroue voel, dis 'n funksie. Dit sorg voorkoming, geur, vel, hare, gemoed. So, dit is hoekom vrouens 17 bottels het. Ja. 17 is bietjie baie, maar ja.
Ja, hulle dink daai goed moet jy net skoonmaak. En daarom ek moet dan een ding toegee, my man hou daarvan om lekker te ruik. En die kinders het nou vir ons lekker parfuum weer gestuur, so ja. Ja, dit is ook in ons huishouding is dit ook belangrik. Ja. En ek dink ook dis 'n teken van ek is lief vir myself en daarom gee ek vir myself om Dis reg. en daarom gaan ek na myself kyk. Vir die vrouens wat nou luister na die program, dit is tog waaroor dit gaan, nee. So feite, dit is nou lig maar akkuraat. Ons vrouens se vel is gemiddeld 'n fyner tekstuur. Oor die algemeen word meer produkte dan gebruik, elkeen het sy uitsonderlike funksie. Let wel, nie uit oordadigheid uit nie. Gemiddeld 11 tot 27 produkte word gebruik. Ja. En dit is baie naby hoor. Ek daai 27, dis hoekom ons meer kaste moet hê en laaitjies, né? Om die goed in te sit. Ja. ek moet sê, my man kan altyd sê, my vrou, waar gaan jy nog 'n plek kry om iets in te sit? En dan sal ek regtig nog 'n plek kry. Dis reg. Ja, en ons het in die mandjies wat ons goeders insit ja. en so aan. Nou mans se vel is gemiddeld 25% dikker en bevat meer olies. Is hulle nie gelukkig nie, daai vel meer olies bevat nie. En mans gebruik gewoonlik 2 tot 4 produkte. Nou die humor. Die man sê, ek gebruik daai 1 bottel vir my hare, gesig, vir my liggaam, vir die motor, jakkie, gaan jy dop, en ja, ook vir die hond. Nou, ons het gelukkig nie 'n hond nie, maar julle het 'n paar hier, so jy sal moet kyk as Gerard huis toe kom. En die vrou sê, moet asseblief nie die R500 waarde serum gebruik nie. Die man kyk na die stort en vra, hoekom ruik elke bottel anders, maar jy ruik altyd dieselfde? Dit is 'n baie valid question, sê Engels sê, is dit nie? Ja, Maar nou so ja. ons gaan nou 'n bietjie na die amygdala toe. Wanneer jou amygdala afgaan, met ander woorde nou in jou brein, is dit soos 'n alarmstelsel van jou brein. Dis die deel van jou brein wat skrik as daardie kat onverwags op die bed spring. Dis klein, maar dis baie vinnig. Dink daaraan dat dit soos 'n innerlike sekuriteitswag is. Ja, jou hart klop vinniger en jou lyf maak gereed vir wat kom. Jy voel die emosie nog voor jy mooi weet hoekom. Nou, hoe verskil die reaksie tussen mans en vrouens in hierdie geval? Dis nie eintlik anders nie. Mans wys dit net anders. Vrouens praat daaroor. Ons gil, ons hardloop as 'n deur skielik oopgaan. En die alarm is dieselfde, maar die reaksie klink net anders. Ja, Leonie, dit ons nou net vanoggend gehoor hoe Chantay gehardloop het toe 'n deur oopgegaan het wat sy nie verwag oop sal gaan nie. So ja, ek wonder 'n man dink ek sou maar net daar gestaan het en gekyk het wie die deur oopmaak. Maar 'n vrou, ek dink ek sou dieselfde gedoen het. Ek sou ook omgedraai het, dalk net vinnig weggestap het, want ek kan nou nie meer so lekker vinnig hardloop nie, sien. So ja, die alarm is dieselfde, die reaksie klink net anders. Mans se amygdala, dis 'n mooi woord daai hoor. Dit is 'n fancy woord vir die breingedeelte. Reageer net so sterk op emosies. Hulle verwoord dit net minder. Mans en emosies, die misterie wat nie so misterieus is nie. Ja, die idee dat mans geen emosies het nie is onwaar en ek wil vir julle sê dis heeltemal onwaar. Hulle verwerk dit net anders. Hulle is net anders bedraad as ons. Hy sal altyd rondkyk vir gevaar. Hy besluit baie vinnig, moet ek hardloop, moet ek beklei, moet ek gil, moet ek net ignoreer. En hy hou emosies dop, veral vrees, stres en opwinding. Om dan te internaliseer is om iets van buite af in jou binnewêreld op te neem, sodat jy dit deel word van jou eie waardes, jou gedagtes of jou gedrag. Korter gestel, jy maak dit jou eie. Navorsing wys dat mans internaliseer langer voor hulle iets sê. 'n Man se kultuuropleiding speel 'n groot rol. Hou dit by mekaar en wees sterk. Ja, soos daardie dink ek wat soveel in daardie verkeerde iets groot gemaak is, cowboys don't cry. Ja, dis 'n baie ware nee daai.
En meisies moet so wees en ja. Baie dinge kom uit jou kinderdae uit, hoe jy groot gemaak is. Nou die humor, is dit nou altyd vir ons liedjie of gaan ons nog bietjie aan? Ek dink ons vat net hierdie humor klaar. Ja. Nou na 'n argument, terwyl jy dadelik 'n hoofpynpil of 'n sneeusdoekie gaan soek vir die trane wat nie wil wegbly nie, skakel hy die TV sport aan, asof niks gebeur het nie. En dan kom hy terug en hy vra, kom ons praat daaroor. Dan sal die man dalk sê, maar kom ons braai eers. Nou teen die tyd wat ek klaar gebraai het, het jy alweer oor alles gekom. Nou dit maak nogal... Ek moet sê, 'n braai maak baie dinge reg. Party vrouens vra ander dinge in die lewe. Ek vra net 'n lekker braai. So maak hulle hout of charcoal by mekaar. Steek die vuur op en vergeet van daai klein argumentjie of ietsie wat hulle gehad het. Weet jy Veronica, ek het nogal iets nie. As dit wat jou so ontstel, as jy daaroor dink, en jy dink daaroor of dit nog 5 jaar gaan saak maak, 2 jaar gaan saak maak, is dit regtig die moeite werd, wat dit so erg is soos wat dit nou is, dan dink ek gee ons die luisteraars 'n tip om makliker oor goed te kom. Beide kante. Ja, nie net van die vrou se kant af nie. Ja, Leonie, dis nie net vir die luisteraars 'n tip nie, dit is, ek het ook nou mooi, terwyl jy praat dat ek nou mooi geluister, partykeer kan mense so opvleend raak, en kwaad bly, ek dink, Jakkie, aan ons twee se kant, ons bly nie lang kwaad vir mekaar, ons raak stil, ek het 'n paar blou kolle hier, maar dit is nou nie van Jakkie se kant af nie, maar ja, ons bly stil, en ons gee elke mekaar tyd om hierdie ding te verwerk, en dan agterna sal ons praat daaroor, of ons gaan aan. Ja, so ek kan regtig net sê geseënd is ons hoor om dit te kan sê. So die kort segment is, 'n man sal baie keer sê, ek is okay. Sy sal karring. Dit is hoekom die Bybel seker sê, klink soos 'n druppende kraan. Ja. Maar wat ek altyd sê, ook in huweliksterapie vir mense, sê wel, as jy nou sê, die vrou is snakkend soos 'n druppende kraan, dan moet jy besef, dat is tyd vir die plammer om dit reg te maak. Okay, dis 'n goeie een. Ja, dis 'n goeie een daai. Nou, so, sy sal aan jou karring en sê, nee, jy is nie net stil nie, jy's te stil. Hy sal sê, dis my okay stil. 2 verskillende tale, maar dieselfde gevoel. Nou, mans, hoor wat jy sê, net nie altyd wanneer jy dit sê nie. So nou, Chantay, kan jy asseblief vir ons Steve Hofmeyer nader bring, agter elke man. En dan kan die Stinies en die Lianas en die Bruce en wie was dan nog almal saamluister? Ja, nee, daar was 'n paar van hulle. Ons sy Radio Fynbos luisteraars, as jy nou ingeskakel het, is jy ingeskakel op die program. Ons gesels oor alles en nog wat. En dan het ek vir Veronica hier aan die oorkant van my, en ons gesels oor mans is van Mars en vroue van Venus. Dis korrek, Die verskille. So ons kyk bietjie na klerekaste. Hier moet ek heeltemal stil bly, want ek is so skuldig, soos wat skuldig kan wees. Ek dink meeste vrouens is skuldig hierso, want maar ek is nou op 'n punt wat kan nie glo, ek pak nou alles in 'n tas wat ek nie weer gaan dra nie. Ja. Of ek dink ek gaan dit nie weer dra nie. En dan gee ek dit vir 'n sekere dame, wat ek weet dit weer vir mense gaan gee wat dit nodig het. Absoluut, ja. Ja, so, maar ek weet, oor so maandag gaan ek daai toppie soek wat ek Dit is waar, maar weet jy, ek dink ook nie, die woord is skuldig nie, ek dink weer, dit is soos, jy kyk na jouself, dit is 'n manier, en ek dink dit is ook hoe ons bedraad is, ek dink jy leer ook baie van jou ma af, ek het nogal baie dingetjies van my ma af, veral soos wat ek ouer word, wat ek agterkom, jy weet wat baie meer waarde, wat sy, as sy sou gelaik het, as sy dit nou kon gehoor het, wat sy in my ingeplaas het, en vir my is dit, en ek dink dit hang van jou werk af. Dis so, ja, dit hang maar wat se tipe werk, mense in 'n kantoor werk, het jy meer, professionele klere, kan ek dit so noem, en as jy 'n kwekery het, dra jy weer ander klere en so aan. Maar tog as jy uitgaan die aand, dan wil jy
daai dingetjie in die kas gaan haal. Ja, en 'n vrou is nogal so, sy wil nie maklik iets aantrek 4 maal na mekaar nie. Nee, beslis. Wat op spesiale geleenthede. Kom ons praat nou net van spesiale geleenthede. Ek wonder met die mense dit probeer nie en kyk of iemand regtig gaan sê, weet jy wat sy daai laas jaar het sy hom ook aangehad. Jy gaan verbaas wees. Ek het op 'n stadium wat my roeping was, wat ek nogal baie op TV was. En hoe maklik mense vir my sou gesê het, 'n e-mail gestuur het en sou gesê het, maar jy daardie klere aangaan toe jy dit gepreek het en nou preek jy dit. So waar. Sjoe. So mense Ja. lê dit nogal op of ons nou wil weet of nie. Interessant. Nee ja, ons is by die verskil tussen 'n man se klerekas van 'n vrou se klerekas. Nou in 'n man se kas is 7 hemde, 3 broeke, ekskuus, 1 baadjie. En hy dra dieselfde stel na elke troue, begrafnis en as jy hom nie keer nie, Saterdag se braai en rugby ook. Ja, weer eens kan ons sê dit is nie op almal van toepassing. Presies, Ja. ja. 'n klerekas so leeg dat hy ego daar binne kan vorm. Maar waarom? Hy dra net wat bo op die wasmandjie lê. Tongetjies en effort is 'n opsionele ekstra. Nie alle mans nie, weer eens. Vroue het 3 rakke, 2 of meer laaie, 2 is bietjie min hoor. Ja, nee, kyk. 'n stoorkamer of 'n spaarkamer in die huis. Met 'n sessionale krat of 2, daai swart kratte. Want deesdae kry jy nou iets beter. Jy kry daai plastiese sak wat jy die lug uitsuig. Ja. En dan pak hulle lekker plak. Ja. Ja, my dogter het my nou eendag gebel en sê, "Ma, gooi weg hy kratte, jy kry nou baie beter goed." En dan sit jy nog heel naaltjies op tussenin, want dit hou dit vars. Ja. Okay. Daar is hy sommer 'n tip vir die Ja. mense wat die goed so bære. Ja, dalk nog 3 iewers in die huis of in die motorhuis ook. En ek is jammer om te sê, ek pleit skuldig. Ek het ook kratte en goeders wat rond staan, want veral hier, dis koud in die winter en warm in die somer. Nou jy kan nie al daai goed in jou klerekas hou nie en jy wil maar 'n paar baadjies wegsit vir volgende winter. En 'n klerekas moet mos hy kraak gelyk hê. Dis korrek. Hulle sê 'n klerekas so vol dat die hangers begin kreun. Ja, ja. Nou hoekom? Want sy koop klere net ingeval. Vir elke geleentheid, selfs die wat nog nie bestaan nie. Vir daai, miskien word jy uitgenooi na 'n troue toe ewe skielik. Onthou baie verander vinniger en nie noodwendig altyd baie wat gepaard gaan met die weer nie. Ja. Ek probeer my goed voor die tyd uitsit, maar weet jy wat? Weer eens skuldig. Dis nie te sê, dis wat ek 'n uur gelede uitgesit het waarmee ek uit die huis uit gaan nie. Maar bly ons in 'n plek wat 4 seisoene in 'n dag het. Dis Ek dankie. noem dit nou maar net. Baie weer dankie so. Lernie, daar het jy my. So dis nie ek. Okay, ter afsluiting van daai deel, man se klerekaste is eenvoudig en ons durf nie sê nie stylvol. Vroue sin oorvol. Maar die Hemelse Vader het ons juis uniek gemaak. Man en vrou, elk met sy eie styl, sy eie idees en sy eie kasgewoontes en vele meer. So baie boring gewees het as ons, baie mense verkies om eners aan te trek. Ek weet daar is mense wat iewers sê byvoorbeeld rugby toe gaan en dieselfde langbroek of hulle dra dieselfde goede. En ja, hulle mag, dis hulle sin. Ja, ons sal nogal as ons op vakansie is ek en Gerard nogal lief daarvoor om dieselfde T-shirts te dra. Veral as ons by 'n spesiale plek was waar ons dit gekoop het, jy weet, net vir herinnering. Dis reg. So ja, dit gebeur ook. Nou mans vind alles in 10 sekondes, dalk 'n bietjie langer. Wie het hierdie feit op hierdie flater gesit, wil ek net weet van Radio Fynbos se kant af. Ek dink 'n persoon wat hierna luister, en ek kan nie onthou dat ek daai deel gesit het nie. Maar
dan sal ek nog soek watter baadjie ek wil aantrek, dan hoor ek die motorsleutels gaan al uit. Dan soek ek nog 'n baadjie, maar party het hulle dit in 10 sekondes gevind. So ek gaan nie name noem nie. Ek dink hulle sê binne 10 sekondes. Hoekom kry ek nooit wat ek gesoek het nie, dit was hier. Nou vroue vind alles, behalwe daai een uitrusting wat sy nou besluit het sy moet dra. Daar 'n hele ander paar. Ja, so ons gaan nog vir julle 'n bietjie inligting gee. Mans het gemiddeld meer spiermassa. Hulle het 'n groter beendigtheid en 'n hoër persentasie spiere teenoor die vetjies. Vroue het gemiddeld 'n hoër liggaamsvetpersentasie, hoofsaaklik vir voortplanting en biologie. So daar's 'n rede, né? Ja. Daar's 'n rede daarvoor. 'n Man se longkapasiteit en hemoglobien-vlakke is gemiddeld hoër. Nou, ek weet nou nie hoe daai long, het dit enigiets met die baadjie wat jy aantrek of ek weet nie, maar in elk geval, dit is wat die navorsing sê. Vroue het sterker immuunreaksies, maar 'n hoër risiko vir auto-immuunsiektes. Breingrootte verskil effens, mans gemiddeld groter, maar ons geen bewys dat dit intelligensie beïnvloed nie. So maar nou nie omdat ons manne, onthou, moet nou nie sê omdat ons sê julle breingrootte is groter as ons en dat dit enigstens iets met intelligensie te doen nie. Ek dink weer natuurlik emosionele intelligensie Ja. speel 'n baie groot rol in vrede. Okay, ja. Ja. Mans neem gemiddeld meer risiko's. Vroue het gemiddeld hoër empatie met emosionele toestande, biologie, sosiale vorming. Biologie, sosiale vorming. Ja. En 'n mans is meer geneig tot direkte aggressie. Vroue meer tot indirekte aggressie, so sosiale uitsluiting. So ek lees dit dat as jy uitgesluit word sosiaal, dan daar 'n bietjie aggressie in jou voortkom. Is dit wat hulle hier bedoel? Ek meen, ja, dis meer ek sou dit beskou as jy suur omdat jy nie uitgenooi was nie, of so iets. Of anders draai ek nou hierdie ding heeltemal aan. Kom ons gaan liewer aan. Depressie kom meer voor by vroue, selfdoding kom meer voor by mans. Daar is nogal vir my interessante ene wat ek, ja. Ja. Nou ja, hier's 'n grappie vir ons. Ons was nou amper te ernstig, so hier's 'n grappie Leo, nie? Ja, die vrou sê ek het niks om aan te trek nie. En sy staan voor haar kas met 'n prop vol klere. Man sal sê ek het niks om aan te trek nie. Een T-hemp, maar dit lê op die vloer. Okay, en nog 'n grappie. Die vrou, kan jy asseblief nie asblik uitsit? Die man, natuurlik sal ek vir jou doen, en dan gaan hy nog sê liefie of skat of my ding of whatever nou sê. En dan 5 ure later gaan sy vra, hoekom het jy dit nog nie gedoen nie? Dan gaan hy sê, ek het gesê ek sal dit doen. Jy hoef my nie elke 6 uur daaraan te herinner nie. Nou ja, hierdie volgende een het my heeltemal uitgebou. Volgens die VN se World Population Prospects 2024 is daar ongeveer 50,3% mans teenoor ongeveer 49,7% vroue. Dis glad nie 'n groot verskil nie. Dis 'n minimale Dis wat ek sê, dit het my verskil. heeltemal uitgebou. Ja. Iewerste toe ek op skool was, dink ek het jy daardie gehoor, daar is vir elke man hoeveel vrouens? Ja, ek onthou Kan jy iets dit lank onthou? terug, ja. Maar wat ook nogals feite is, nee, wat hulle agtergekom het, sou daar 'n oorlog wees wat aan die kom is, waar daar baie meer babasientjies gebore. Okay. Sure. Ja. Ja. So mans 4,05 miljard en vroue 4,00 miljard. Dis maar 0,5 miljard meer mans as vrouens. Nou daar is dus effens meer mans as vroue wêreldwyd. Maar hoekom meer mans?
Biologies word daar ongeveer 105 mans per 100 vroue gebore. Mans het egter 'n hoër sterftesyfer op elke ouderdomsgroep. So teen ouer ouderdomme is daar meer vrouens. Mans, so vrouens leef en dit is nie teen waar die persentasie nou inkom. Dit kan definitief wees. Ja, dan is daar in 'n groep van 70 plus is daar baie meer vroue as mans, né? Dit het ons nou ook nog gekyk en wat jy ook in die ouer huise sien. Ja, dis waar. Ja. Dit is waar wat jy nou daar noem. As jy kyk dan die verskillende ouer huise of aftreehuise of wat ook al, dit is definitief meer vrouens. Ja. Nou ja, meneer Wessels sou gesê het, dis die vrouens wat dit veroorsaak, die manne vroeër. Maar Dominikies gesê, en luisteraars onthou net, ons saai weer uit, elke woensdag, 11:00, vanuit, Radio Fynbos ateljee hier in Stilbaai, en herhaling, Vrydagmiddag 4:00. Ja, dan net so voor die program begin het ons vinnig 'n boodskap gekry van 'n lied wat wel gaan op ons playlist kom vir Desember, wat gaan oor Albertina. Regtig, ek kon sommer gevoel het daar's siel in daardie lied. Nou, dit word dan nou deur Wessel Besuidenhout gesing en die skrywer daarvan is Christian van Deventer. So ons gaan dit nou nie vir julle hierdie keer speel nie, maar ons gaan definitief probeer om volgende keer daar uit te kom. Nou ja, ons hoop jy het saam geluister en saam gelag, en as jy gefrons het, is dit ook goed, dit is jou opinie, solank jy net iets onthou, dat Radio Fynbos fyn daarop ingestel is, om die mooi agter elke bos te soek. En regtig julle, as jy diep genoeg soek, lang genoeg soek, gaan jy die mooi kry, en jy gaan die mooi ook begin praat. En dan verander 'n mens 'n huisgesin, 'n dorp, 'n stad, 'n land, 'n kontinent. Net om te begin by daardie deeltjie. Ek begin die mooi soek. Asse Veronica, was lekker om saam met jou te kuier, en dankie weer eens vir julle baie harde werk. Dit is net 'n voorreg, en ja, baie dankie. Totsiens luisteraars, tot 'n volgende keer. Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jackie, Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke woensdag 11:00 skerp, Junie en Jackie met ons klank.